die nuus vanaand, die kabinet bevestig dat die chemiese stof Terbiofos wat in rottige voorkom onmiddellik verbied word. Honderde sterf toe Air India Boeing op woonkwartiere neerstort kort nadat dit opstyg. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die kabinet het die verbod op Terbiofos wat in rottige voorkom goedgekeur. Dit volg op verskeie voorvalle in die land waar kinders gesterf het nadat hulle besmette snoeperye geëet het wat in Spaza winkels gekoop is. Die minister in die presidentskap, Kombutso Ntshavheni, sê 'n verslag deur kundiges wys dat die hoogs giftige produk die moontlike dood van 6 kinders in Soweto veroorsaak het. Ntshavheni sê die fynere besonderhede oor hoe die kinders aan die gifstof blootgestel is nog nie bekend nie. Maar daar is 'n groot moontlikheid dat hulle iets geëet het wat Terbiofos of rottegif bevat het. Given the submission by the IMC, advised by the Ministerial Advisory Council, Cabinet has approved the ban of Terbiofos or alipirimi, the import of Terbiofos or alipirimi in South Africa, a chemical compound classified as an organophosphate commonly used as an insecticide and a pesticide in the farming community. Ntshavheni sê die onlangse misdaadsyfers weerlê die aantuigings oor plaasmoorde. In light of recent misinformation, the following are the statistics. Of the farm owners killed, two of them were African. Of the farm workers killed, 2 of them were Africans. And of the 5 farm managers killed, 1 was African, dismantling the misinformation that there's a targeted attack on white commercial farmers or white farmers in general. Die minister sê die departement van gesondheid monitor die voorkoms van 'n nuwe COVID-19 variant wat in sekere streke in Asië uitgebreek het. Die kabinet het ook meegevoel betoon met die families van mense wat in die Oos-Kaap vloede dood is. Government is coordinating rescue and support operations through both the National and Provincial Disaster Management Center as coordinated by the IMC on disaster management. Intussen het die dodetal in die Mthatha-vloede tot 78 gestyg. Die minister van die departement van samewerkende regering en tradisionele sake, oftewel Kokta, Velekosini Hlabisa, het die getal kort gelede bekend gemaak. Intussen het die minister van basiese onderwys, Siviwe Kwagube, met die ouers vergader van die leerlinge wat gesterf het toe hulle minibus taxi Dinsdag deur vloedwater meegesleer is. 13 leerlinge van die Jumba Senior Sekondêre Skool, die bestuurder en 'n medebestuurder was in die voertuig. 3 leerlinge is uit die Dekolini rivier gered, maar 6 ander het verdrink. 4 van die kinders word steeds vermis. Bedroefde ouers het van die oorlewendes ontmoet en die minister het ook sessies met die leerlinge gehad. These parents are broken. They are utterly broken because a lot of their children are incredibly young. I think it also was very emotional for them seeing one of the children that survived the crash. She was one of the 3 that survived. Die swaar reën het ernstige skade aan skoolinfrastruktuur gerig. Meer as 6000 leerlinge word na bewering deur die ontwrigtende vloede geraak. Yesterday were around 58 schools that have been damaged quite severely if you look in terms of the information flowing from the district directors meetings that we had almost at 6 o'clock almost every day ever since Monday. But the key areas for me which are a worrying factor, Minister, is OR Tambo Coastal with a number of schools, Amatole East, Alfrenzo West, and also Krisani East. Vir die gemeenskap is die tragedie 'n verpletterende verlies. Dit was 'n slegte situasie na die tragedie. Die leerlinge was baie ontsteld. Hulle skryf tans eksamen. Gister was pynlik, maar ons kon daarin slaag om met die leerlinge te praat. Hulle het hysteries gehuil, maar ons het met hulle gepraat en hulle getroos. Daar word verwag dat die dodetal verder sal styg.
Intussen het die gure weer oor groot dele van die land reeds opgeklaar. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika gaan die G7-beraad in Kanada gebruik om namens Afrika die klem te plaas op regverdige energieoorgang. Ramaphosa het beklemtoon dat die oorgangsproses op die vasteland gaan gebeur teen die tempo en skaal wat ontwikkeling bevorder. Die president het die 3de Afrika Groen Waterstofberaad in Kaapstad geopen. During its G20 presidency, as you heard, South Africa has chosen to prioritize just energy transitions as engines of economic growth and social development. We will be proceeding to Canada to attend the G7 in just a few days. And this is the message that we will be projecting to the leaders of the G7. Afrika behoort na 'n raming tussen 30 en 60 miljoen ton groen waterstof te kan lewer teen 2050. Groen waterstof is waterstof wat met hernubare energiebronne geproduseer word. Volgens Ramaphosa moet die Afrika Groen Alliansie verseker dat daar streeksertifisering vir groen waterstofprojekte is. Daar word ook plaaslik lewensvatbaarheidsstudies gedoen oor die ontginning van wit waterstof. Die waterstof kom natuurlik ondergronds voor in 'n so te sê suiwer vorm en is 'n potensiële skoon energiebron. Now, early commercial exploration for naturally occurring white hydrogen is underway in the provinces of Limpopo, Mpumalanga, and Gauteng. If white hydrogen is proven to be available and commercially extractable, this will provide a further source of clean hydrogen. Die Weskaap sê hy werk saam met die Oos- en Noord-Kaap in groen waterstofontginning. We are already 2,000 megawatts into our own plans here in our municipalities across the province. And if we don't get water and energy right, we can't create the investment climate that we all need and that green hydrogen needs to take us forward. Die beraad eindig môre. Volgens 'n lugvaartkenner sal 'n moontlike koper vir die Mango lugdiens slegs gevind word indien die lugredery se finansiële verpligtinge nagekom word. Die lugredery se sakereddingspraktisyn, Sipho Sono, meen die proses is in die finale stadium om 'n belegger te vind. Een van die belangrikste kwessies is die terugbetaling van vliegkaartjies wat gekoop is voor die lugredery in sakeredding gegaan het. Lugvaartkenner Guy Leach is verbaas oor pogings om Mango lugdiens te laat herleef. Dit volg na aanleiding van die maatskappy se sakereddingspraktisyn se aankondiging hieroor vroeër van dese maand. The reality is that there's nothing left to salvage other than the dubious value of the brand name. And that is why the business rescue practitioner, Mr. Sono, is talking about a notional payment of R1,000 to take it over. But no one's going to take it over if there are significant liabilities. Indien die koopooreenkoms platval, meen Leach dat kaartjiehouers minimale terugbetalings kan verwag weens Mango lugdiens se beperkte bates en waarde. In Richards Bay is die nadoodse ondersoek afgehandel van die 3 jong mense wat in 'n ligte vliegtuigongeluk in Greytown, KwaZulu-Natal gesterf het. Die 23-jarige leerlingvlieënier Nkobile Biyela, die 23-jarige medevlieënier Lulama Msane en die 20-jarige leerlingdokter Spesihle Buthelezi was deel van 'n 3-tuigformasie wat Sondag van Virginia Lughawe in Durban na Pretoria gevlieg het. In Ahmedabad, Indië is meer as 290 mense dood nadat 'n Boeing Dreamliner van die Air India lugredery kort nadat dit opgestyg het op die woonkwartiere van 'n mediese college neergestort het. Van die 242 persone aan boord het 'n Britse burger oorleef en is in die hospitaal opgeneem. Die vliegtuig was onderweg na die Gatwick lughawe in Londen met 169 Indiese burgers, 53 Britte, 7 Portugese en 1 Kanadees.
Minstens 50 mediese studente is ook in die hospitaal opgeneem. Die oorsaak van die ongeluk word ondersoek. Intussen het die aandele van Boeing met minstens 5% na die ongeluk gedaal. Die Amerikaanse regering verskuif sommige van sy diplomatieke personeel in die Midde-Ooste. President Donald Trump dui aan dat spanning weens sukkelende samesprekings met Iran oor sy kernprogram een van die redes is vir die stap. Nuusbronne haal ook Amerikaanse intelligensiebronne aan dat Israel 'n aanval op Iran se kerninfrastruktuur beplan. En in Jerusalem het die Israeliese parlement, die Knesset, teen 'n voorstel gestem om homself te ontbind. Die voorstel is met 61 stemme teen 53 verwerp en sodoende is 'n moontlike vroeë verkiesing afgeweer. Die eerste minister, Benjamin Netanyahu, sou volgens meningsopnames nie tans 'n verkiesing kan wen nie. Die nasionale vervolgingsgesag het 'n lewensboei van die Appelhof in Bloemfontein gekry om die foute wat in die heel eerste Gupta-verwante staatskapingssaak gemaak is, reg te stel. Die 8 beskuldigdes in die Nulane 24,9 miljoen rand bedrog en korrupsiesaak is op 21 April 2023 vrygespreek. Die Appelhof het nou beslis dat die Vrystaatse Hooggeregshof verskeie regsfoute gemaak het. Die hof het beveel dat die respondente herverhoor word op dieselfde aanklagte waarop hulle in April 2023 vrygespreek is en beslis dat 'n ander regter die verhoor moet waarneem. Die landbousektor is bekommerd oor die uitbreking van back and closure en die Wes-Kaapse jongboer van die jaar is aangewys. Dit alles net hierna. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê rooi vleis is veilig om te eet te midde van 'n back and closure uitbreking in groot dele van die land. Steenhuisen sê strenge regulasies, Suid-Afrika se vervaardiging van entstowwe en ander maatreëls word beplan om beter te reageer op siektes van die aard. Die minister het die 31ste kongres en konferensie van die rooi vleis abattoir vereniging in Somerset West toegespreek. Steenhuisen sê biosekuriteit moet integraal deel wees van die algehele waardeketting van vleisproduksie. Dis veral belangrik met die uitbreek van diere-infeksies soos back and closure. Suid-Afrika het 42 miljoen rand bestee aan entstof van die Botswana Entstof Instituut. Die argiefmateriaal is nie van diere wat besmet is nie, maar slegs ter illustrasie. Die departement van landbou sê die siekte moet dringend onder beheer gebring word. Die ARC is besig met navorsing om ons eie entstof hier te bou en daar's ook nuwe tegnologie wat ons hierdie week gepraat het by die biosekuriteit vergadering in Pretoria Universiteit. Ek dink ons kan meer doen met die nuwe entstowwe en die nuwe tegnologie van entstowwe. Die siekte het ook 'n impak op uitvoere. Strenge regulasies sal ingestel word om veeveilings en die vervoer van diere strenger te beheer, veral in gebiede waar siektes beheer word. Steenhuisen sê, diegene wat die regulasies oortree, sal ernstige gevolge moet dra. We know that it is coming from KZN because the virus has been typed to be the same virus that came out, that is circulating in KZN. We are investigating how it got out of KZN into Gauteng. Die bedryf is bekommerd, maar hoop strenger optrede deur die regering kan die probleem oplos en meer duidelikheid bied vir die toekoms. Die verbruiker voel reeds die uitwerking van die uitbreking. So in die kort termyn is daar definitief 'n impak en verbruikers sal sien dat pryse opgaan, maar in die langer termyn gaan dinge weer stabiliseer en ons behoort weer te sien dat pryse hopelik na hulle normale vlakke toe weer sal terugkeer. Steenhuisen sê Suid-Afrika het van die beste landbouprodukte ter wêreld, maar die integriteit van alle agriprosesse moet beskerm en verskerp word waar nodig. Mariska Botha, SAK nuus, Somerset Wes. Intussen meen sommige wat die rooi vleisprodusente organisasie se kongres in die Noord-Kaap bywoon, dat Suid-Afrika se eie entstowwe vir diere moet produseer.
Boere werk ook aan die implementering van 'n stelsel wat moet help om die oorsprong van dieresiektes op te spoor. Die grootste uitdaging vir Noord-Kaapse veeboere die afgelope paar jaar was die verwoestende droogte. Maar goeie reën verlede jaar het die bekommernisse weggespoel. Onsekerheid in die droogte met droogtes is maar 'n ding wat bly. So mens weet nie wanneer die volgende droogte kom nie, so jou langtermynbeplanning raak 'n bietjie moeiliker. Mense is onseker oor wat jy regtig moet inbou in jou beplanning in. En dan 'n ander ding wat moeilik is maar die waardeketting en die rolspelers in die waardeketting. Tans bedreig biosekuriteit die bedryf en lande soos China verbied reeds invoere. When we were hit by foot and mouth disease in 2022-23, we saw our exports falling by 16%. We have been in this journey of growing the exports of the beef industry to a number of countries, in the Middle East being one of those biggest regions, as well as in China. We want to continue with that process. And that is important even for now the black farmers that are entering the sector. If we have a strong global demand, that increases the profitability and it opens up many avenues for exports. Even if the black farmer himself does not export their own product, but some beef gets to be exported and that leaves room for their product in South Africa. Die rooi vleisbedryf meen Suid-Afrika moet sy eie enstowwe vervaardig. Tans word buurlande soos Botswana as tussenganger gebruik, wat daartoe lei dat boere maande kan wag vir enstowwe. Ons moet op 'n baie kleiner land Botswana staat maak om vir ons te red met inspuitings. Dit is baie belangrik dat ons eie industrie in plek kry. Dit moet op die hoogste vlak aandag geniet. Boere sê weens die verbod gaan die meeste vleis na die binnelandse mark. Dit kan pryse oor die volgende paar maande laat daal. Hulle werk egter daaraan om uitvoere so gou as moontlik te herstel. Die Wes-Kaapse jongboer van die jaar is gisteraand by 'n glansgeleentheid in die Parel bekend gemaak. Die 30-jarige François Rousseau, 'n tafeldrywe-boer van De Dorings, is as die wenner aangewys. Die toekenning vereer toewyding, leierskap en uitmuntendheid in die landbousektor. Rousseau sê boere in Suid-Afrika het 'n verantwoordelikheid om die ekonomie te stimuleer en werk te skep. Hy bestuur 'n tafeldryweplaas van ongeveer 300 hektaar naby De Dorings in die Heksriviervallei. Hy sê die landbousektor is krities belangrik vir voedselsekuriteit en om die lewensomstandighede in landelike gebiede te verbeter. Saam met georganiseerde landbou, maar ook in hierdie land van ons, saam met die regering en saam met klomp uitdagings wat daar is, wil ek graag deur hierdie toekenning voorbeeld stel en 'n voorbeeld wees van wat dit vat om landbou vorentoe te vat. Die jongboer van die jaar is 'n ambassadeur vir die landbousektor. Dit is fenominale individue wat 'n reuse verskil in die landbou reeds maak op 'n jong ouderdom van 4-25 tot en met 40. So dit is vir ons as Agri Weskaap eerstens belangrik dat ons jongboere betrokke hou by ons. Ons het 'n baie aktiewe jongboerkomitee ook. Maar dit is vir ons belangrik as georganiseerde landbou vir opvolgbeplanning en ons nuwe generasie leiers wat oor 'n paar jaar moet kom oorvat in die strukture. We celebrate young people's efforts in the agricultural space. And of course for us that's important because agriculture is a very critical pillar of the economy of the Western Cape. Responsible for about 11% of our GDP and about 17% of the workforce. Die borge meen voedselsekerheid is van uiterste belang. Die Houta wil net weer terugploeg in ons boeregemeenskap en erkenning gee aan ons jong boere se harde werk en die toewyding en die feit dat hulle kos op ons tafel sit en absoluut in vennootskap met mekaar kan wees. Hulle visie, hulle passie vir landbou maak vir ons super opgewonde en daarom moet ons besluit. Maar kom ons vat hande saam en ons kom belê ook in hierdie kompetisie saam met 'n Agri SA om seker te maak ons jong boere van vandag, van môre, van oormôre kry die erkenning. Rousseau gaan later vanjaar die provinsie verteenwoordig in die nasionale jongboer van die jaar kompetisie. Kom ons kyk hoe die markte om 8:00 vanaand vertoon het.
Proteas en die Aussies sukkel om die oorhand te kry op die tweede dag van die Wêreldtoetskampioenskapseindstryd. Meer hieroor net hierna. En dis waar die Afrikaanse redaksie met groet vir vanaand. Tot môre aand. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand sal dit mooi weer wees oor die grootste gedeelte van Suid-Afrika, gedeeltelik bewolk langs die kuslyn van KwaZulu-Natal en dan ook winderig oor die binneland en 'n matige sterk wind langs die Weskus en dit is dan vir vanaand. Nou kyk ons na die toestande vir môre, gedeeltelik bewolk in die noordelike gedeeltes van Suid-Afrika. Oggendmiskolle wat kan voorkom oor Noordwes, Limpopo, Gauteng, dit strek tot in Mpumalanga, sowel as langs die Suidkus en dan 'n brandgevaar in die omgewing van Springbok. Wees baie versigtig daarvoor. Nou kyk ons na die temperature oornag in Pretoria. Koud in die nag, bedags redelik warm, 5 en later 19, Bronkhorstspruit 1 later 18 en Vereniging se minimum 2 oornag, 18 môre middag, sonnig môre in die provinsie. Nou in Limpopo 23, in Musina Palaborwa 23 en oornag in Bela-Bela 5, later 18 sal die maksimum daar wees. Die volgende provinsie is Mpumalanga 17 vir Carolina, -3 oornag vir Standerton, 17 môre middag en Mkondal se maksimum sal 21 grade daar wees. Nou in KwaZulu-Natal, hier langs die kuslyn in die omgewing van 21 vir Durban, Pietermaritzburg oornag 5 later 20, maar Kokstad baie koud, -1, later is 16 môre middag. Die volgende provinsie is die Oos-Kaap, warmer daar in Gqeberha 24 môre middag, Willowmore 6 oornag 20 en dan sal dit sonnig wees oor die grootste gedeelte van hierdie provinsie. Nou in die Wes-Kaap, waar dit warmer sal wees in die noorde, Vredendal 28, Clown-Willem ook 28 en Kaapstad oornag 6, later 21 en hier langs die tuinroete Mosselbaai 9, later 23 gaan die maksimum wees. Nou in die Noord-Kaap, in die Springbok omgewing, waar die brandgevaar is 21 daar, Appington 23, Sutherland oornag -3 en 19 sal die maksimum wees. Terug in die binneland. En nou is ons in die Vrystaat. In Bloemfontein oornag 1, ook Wepener 2, dieselfde vir Gariepdam 2, later 16 en dan die laaste provinsie in ons weervoorspelling is Noordwes. Koud oornag in baie dorpe in Klerksdorp 2, later 18, Bloemhof 3, later 18 en Taung minimum 1, later 20. En dit is aan al van die Weersentrum. Goeienaand.